Goeiemôre. Dit is, kan jy glo, Woensdag 27 November. Dit beteken, dis die laaste Woensdag van hierdie maand. En dan is daar 1 maand oor en die jaar is ook op sy rug. Maar nietemin, dis heerlik om weer met jou te gesels in hierdie oggend. My naam is Estie Geldenhuys en ek is besig in 'n reeks te gesels oor hoe ons uniek is in ons Vader. En vandag kom ons by die laaste van 7 genadegawes, soos dit in Romeine 12 vir ons uitgespel word. Hierdie laaste een is die 7de wat genoem word en dit verwys na die barmhartigheid. En dan maak ek daarvan sommer warmhartigheid. Hoor mooi hoe lees dit alles weer in Romeine 12 vers 6 tot 8. En ek wil jou herinner daaraan dat soos ons letterlik aan mekaar gevoeg is in ons Vader se hart om te opereer hier op aarde, gebeur dit vir elkeen van ons in meer as een van hierdie spesiale genadegawes. Maar daar is altyd een wat sterker is as die res. En elkeen van ons moet self by Vader gaan sit en seker maak wat dit is wat die sterkte is in my. Kyk na die voor en die na. Kyk na die sterker punte en na die gevaarpunte. En kom ons oefen onsself daarin om die genadegawe wat ons Vader in ons gegee het, werklik waar te ontwikkel in die gees, tot die grootste voordeel van die uitbreiding van die koninkryk. Dit is waaroor alles gaan, die uitbreiding van die koninkryk. En ook ons eie houding en verhouding met ons Vader. Ek lees weer uit Romeine 12, vandag vir 'n laaste keer, vanaf vers 6 tot 8. Ons besit almal genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit 1, profesie, na die maat van geloof. 2, bediening, en die werk van bediening. Of wie, leer, die derde een, en lering. Of wie, nommer 4, vermaan in die vermaning. Wie, nommer 5, uitdeel in opregtheid. 6, wie 'n voorganger is, met ywer. En dan vandag die 7de een, barmhartigheid. Wie barmhartigheid verwys? Hoor mooi, met blymoedigheid. Barmhartigheid moet saamgaan met blymoedigheid. Waarom hierdie verwysing? Om te gee met blymoedigheid, of dan met blydskap. Waarom die klem daarop? Omdat omgee, wat eintlik vir die gewer 'n straf kan wees, nie is wat ons Vader God in die warm hart van 'n barmhartige sien nie. Vader, baie dankie dat ek nou verder kan uitwy hieroor, en ek bid nou in die naam van ons Messias Jesus wat ons verlosser is. Mag ek asseblief verdwyn, Vader, en gebruik my net as 'n instrument om self u waarheid hieroor te dra. Ek bid dat u vir ons, elkeen van ons nou in ons binneste, 'n ontvangenis gee, dat ons in u waarheid hieroor sal ontvang, of dit my raak, of dalk iemand na aan my, dat ons sal verstaan, waaroor hierdie absolute barmhartigheid met blymoedigheid werklik behoort te gaan volgens u begeerte. Ek vra dit in die naam van Yeshua, amen. Barmhartige. Die beginsel wat hier geld is vervulling. Dit wat die barmhartige na die tafel bring, moet vervulling as etiket hê. Mense wat in hierdie genadegawe opereer, werk op die beginsel van vervulling. En dan gaan dit nie oor iets soos 'n beker of 'n koppie wat moet volkom nie, nee. Maar 'n hart of 'n hartsbegeerte, 'n vol hart. Verander gerus die letter B
van barmhartig na die W van warmhartig. En jy sal sien, dink daaroor, waar die betekenis van die woord ons dan heen neem. Warmhartigheid. Karaktertrekke of tipiese optrede van mense wat onder hierdie beginsel opereer. Hulle wat barmhartig is, beleef die hart van God. Geweldige belangrike element. Daar's nie een van die ander genadegawes wat so nakom aan dit wat hier geskryf staan nie. Barmhartigheid beleef die hart van God. Hulle kom maklik oor die weg met alle mense. En het selfde vyande. Mense wat verwond is veral veilig by 'n barmhartige. Totale vreemdelinge vind by hierdie mense aanklank. Hierdie mense leef met die beginsel van vervulling. Dit bring mee dat hulle letterlik leef met 'n honger na intimiteit in die gees. As ook om fisiese kontak met mense te kan hê. Hulle is wel kwesbaar vir fisiese behoeftes. Hoor jy mooi? Fisiese kontak, fisiese behoeftes. Maar hulle leef met die beginsel van vervulling. Hulle is geneig om hulle tyd te neem om besluite te neem, wanneer daar dinge is wat hulle moet verander. Hierdie oponthoud gaan dan gewoonlik oor emosionele dinge wat hulle moet verwerk. Hierdie ouens hoor Vader God se stem en neem daarop besluite. Maar hulle vind dit moeilik om dan te verduidelik waarom hulle die besluit geneem het. Hulle reageer op subjektiewe en intuïtiewe gevoelens. Subjektiewe en intuïtiewe gevoelens. Mense wat onder hierdie gawe wandel, sal ten alle koste konfrontasie vermy. Aan die ander einde van hierdie selfde maatstok, sou hulle tog in die strik daarvan trap om 'n people pleaser te word. Mense wat leef met hierdie gawe, moet daarteen waak dat hulle misbruik word of onnodige blootstelling kry as gevolg van hulle vriendelikheid en hulpvaardigheid en veral die misbruik van goedheid, omdat hulle te maklik ander pad kyk wanneer dinge verkeerd loop. Barmhartige mense is selfs geneig om hardkoppig te wees. Terselfdertyd kan mense met hierdie gawe sonder gesukkel in die teenwoordigheid van ons Vader kom. Aanbidding is vir hulle tweede natuur. Belangrike swakhede in hierdie groep: onreinheid. Die begeerte na intimiteit en fisiese aanraking kan by mense met hierdie spesiale genadegawe juis lei tot fisiese onreinheid. 'n tweede punt, beskerming. Hulle wil ten alle koste ander beskerm teen seer kry. 'n derde punt, kompromie. Hierdie ouens is gewillig om te leef met 'n mengsel van veiligheid en dit wat nie in heiligheid geskied nie. 'n mengsel van heiligheid en dit wat nie in heiligheid geskied nie, sonder om ander om hulle te vermaan om die regte ding te doen. Mense wat in hierdie gawe wandel, hou nie daarvan om enigeen te konfronteer met dinge wat verkeerd is nie. Hulle mag verkeerde optrede en blootstelling verdra, omdat hulle bereid is om onreg te verduur ter wille van vrede. Wat 'n geweldige teenoorgestelde. Sal ek dit weer sê? Hulle mag verkeerde optrede en blootstelling verdra, omdat hulle bereid is om onreg te verduur ter wille van vrede. Wanneer ons na aan mense leef wat sterk vloei in hierdie gawe, moet ons bid om wakker te loop en reg te help waar nodig. Indien ek self in hierdie gawe vloei, moet ek ander toelaat om my tereg te wys waar nodig.
'n volgende hoofie. Die gawe van die barmhartige in die volwasse gelowige. Die volwasse barmhartige het een oogmerk: om die almagtige Vader te gehoorsaam. Hulle leef vry van vrees vir mense. Hulle ken die hart van die Vader. Hulle leef ware empatie. Hulle herken en erken aanvaarbare grense. Hulle kan slegs deur die teenwoordigheid, 'n heilige teenwoordigheid van ons Vader indra. Hoe 'n ongelowige in die gawe van barmhartigheid opereer, 'n ongelowige, hulle vlug weg van pyn. En ook dissipline in die teenwoordigheid van die Vader. Kan dit nie hanteer nie. Hulle gee nie om met gevaarlike mense hande te vat nie. Gevaarlike mense wat eintlik sommer net man-pleasers is. Hulle maak hulle self skuldig aan onvanpaste intimiteit met ander, gemotiveer deur vrees en gevoelens. Hulle kan oorreageer vanuit 'n posisie van onsekerheid. Die slagveld van die barmhartige, hardkoppigheid. Interessant. Oorweeg self hoe barmhartigheid en koppigheid teenoor mekaar staan. Hierdie slagveld lei daartoe dat die barmhartige vanuit hardkoppigheid optree sonder enige vrug, waar geen resultaat gesien word nie. Waak. Die leuen waarmee jy jouself regverdig as jy in hierdie gawe beweeg, dat jy deur selfopoffering Vader God of jou medemense guns kan wen. Hoor mooi, slegs gehoorsaamheid aan die Vader wen vir die mens regverdigheid, geen selfopoffering nie. Bybelse voorbeelde, gaan kyk na 1 Johannes 1 vers 3, as ook 2 vers 24. Ek lees graag 1 Johannes 1 vers 2 en 3. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Nog voorbeelde? Adam kan jy glo. En ook koning Dawid. Dit kan 'n mens insien, né? En dan ook Rut. Die geboortereg van die barmhartige, om heilig in situasies en byeenkomste, om heiligheid in situasies en byeenkomste in te dra. En die glorie van die almagtige Vader, sodat almal kan rus in sy teenwoordigheid. Die skepingsdag van hierdie groep, dag 7, en raai waaroor gaan dit? Rus. 'n plek van rus in die Vader, sodat ons as mens net kan opkyk in sy teenwoordigheid in, om hom te herken en te beleef, sonder enige stryd aan ons kant of eie pogings. Die item in die tabernakel, die mercy seat, die troon van genade op die versoendeksel daar, waar die glorie van die Almagtige vertoef. Baie dankie Vader, dat ek hierdie net voor u voete kan neersit vanmôre. En ek bid in die naam van ons Messias, Jesus wat die Christus is, dat dit tot binne in ons harte sal val. Dat ons onsself mekaar sal herken, erken, en dat ons mekaar sal bemoedig om te beweeg in dit waarvoor u ons voorberei het. Dit vra ek in die naam van ons Messias, Yeshua, HaMashiach. Halleluja. Amen.